Daar op die internet radio en hulle daar op YouTube. Hartlik verwelkom saam met ons. Ons lees saam uit 1 Tessalonisense hoofstuk 3. So terwyl ons by hierdie gedeeltes oop is in die Bybel, gaan ons net saam bid. Ons vra die Here se seën. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En as ons bid vanmôre, laat U wil geskied, dan bid ons binne in die blaaie van die Bybel, wat U geïnspireerde woord is, dat dit wat U vir ons sê U wil is, hier op die aarde sal gebeur met ons in ons lewens. Dankie vir elkeen wat hier is vanmôre. Dankie dat ons U woord mag lees. Dankie vir die Heilige Gees wat U verseker wat hierdie woord geïnspireer het, is ook in ons midde, wat ook met ons praat, deur ons verstand, ons gewete en ons wil, sodat ons dit kan doen wat U wil in ons lewens is. Want dit is U wat in ons werk om te wil en te doen dit wat U welbehaaglik is. Ons dank U daarvoor en ons eer U in Jesus Christus se naam. Amen. So ons het in hierdie vorige 2 boodskappe met U gesels oor hoe Paulus die Macedoniese roepstem in Handelinge 17 gehoor het. Hy oorgegaan het en eerste keer voet aan wal gesit het in Europa en in Thessalonika gekom het, die evangelie verkondig het en in hoofstuk 1 kry ons 'n baie duidelike uiteensetting van dit wat daar gebeur het. Hoe hulle die woord van die Here gehoor het, hoe hulle lewens verander het en hoe hulle voorbeelde geword het van hierdie wonderlike genade van die Here. So ek kan nie alles weer herhaal nie, maar u sal dit vind in die eerste hoofstuk, hoe hulle bekeer het van hulle afgode om die lewende, die waaragtige God te dien, hoe hulle navolgers van Christus geword het, hoe hulle die evangelie uitgedra het en verkondig het, en hoe die arbeid van hulle liefde, die lydsaamheid van hulle hoop, en die geloof wat uitgewerk het, het ons alles behandel in die gedeelte. En ons het gesê, hierdie is 'n droomgemeente wat elke predikant graag sal wil hê. Want dit wat hulle gedoen het, het hulle gedoen uit liefde, die liefde van Christus wat hulle dwing en hulle beweeg. En nou lees ons 'n bietjie verder in hierdie boek, want Paulus is nou in Korinthe, en sy 2 medewerkers, Silas en Timotheus, het so 6 maande later skryf vir hierdie boek by hom aangesluit, en hulle gee nou vir hom terugvoering, want daar was vervolging gewees, en Paulus moes vlug vir sy lewe, en hulle gee vir hom nou die terugvoer, en dis wat hulle vir hom sê, en dis wat hy nou oorskryf in hoofstuk 1, en dan bid hy hierdie woorde, lees saam met my in hoofstuk 3, vers 10. Hy sê, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien, en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. En mense sou sê, maar Paulus, is daar iets wat aan hierdie mense se geloof ontbreek? Dit kan nie waar wees nie. Hierdie is die ideale gemeente. Hier kan nie nog iets ontbreek nie. Hulle doen alles uit liefde uit, hulle geloof werk uit, hulle word voorbeelde, van hulle af weer klink die woord van die Here. Wat 'n wonderlike voorbeeld. Hy sê, ek bid ernstig dag en nag om julle aangesig te sien en te voltooi wat in julle geloof ontbreek, maar mag onze God en Vader self, onze Here Jesus Christus, ons weg na julle toe rig. Met ander woorde, hy bid, mag die Here vir ons 'n weg maak, dat ons by julle kan uitkom, en mag die Here julle ryk en oorvloedig. Nou sê hy vir ons, wat wil hy hê moet hulle gebeur as hy by hulle kom, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is. En dan is ons 'n voegwoord, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid, voor onze God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus.
met al sy heiliges. En dan lees ons hoofstuk 4 vers 1. Verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here Jesus, dat julle soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel, God behaag, nog oorvloediger mag wees. Dis wonderlik wat met julle gebeur, maar daar moet nog iets meer gebeur, daar moet iets oorvloediger in julle lewens wees. En dan in hoofstuk 4, vers 3 sê vir ons, wat is dit? Hy sê, en dit is die wil van God, julle heiligmaking. En dan in hoofstuk 4, vers 7 sê vir ons verder, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En dan die volgende vers, hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie. Wat sê hy? Maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. So hierdie wil van God, julle heiligmaking, as iemand dit verwerp, verwerp hy nie 'n mens nie, en waartoe hy ons geroep het, maar hy verwerp die Heilige Gees. Want dit is mos nou logies. En jy gaan dit net nou agterkom as ons daarby gaan uitkom vanmôre, as ons op hierdie kaart met u begin gesels. En dan in hoofstuk 5 vers 23 kry ons die klimaks van die boek. En die klimaks van hierdie boek en die sin daarvan dat hy sê hierdie 'n gebed is. En hy sê, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. Hoeveel keer in jou lewe het jy al 'n boodskap gehoor oor dit in jou lewe? Hoeveel kansels het al daaroor gepreek? En mag hy die God van die vrede, dit is 'n gebed wat Paulus bid vir hierdie gemeente, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag hy julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dan vers 24, hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Net tot sover die woord van die Here. So wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons, hierdie boek het ek vir julle gesê, saam met Markus is van die eerste boeke wat geskryf is in die Nuwe Testament, en hierdie boek is vir ons 'n bloudruk van die wonder van die evangelie en hoe die Here in 'n mens se lewe werk. Nou ek wil net graag vanmôre, as hulle net vir my ons PowerPoint opkry, wil ek graag net vanmôre met u gesels oor, want die heel eerste ding, wanneer 'n mens die woord heilig gebruik, is daar baie wanbegrippe oor die woord heilig. En ek wil net dit graag 'n bietjie opklaar, want baie mense dink, as jy die woord heilig gebruik, beteken dit, jy's miskien soos 'n engel, jy's ergens in 'n glaskas met vlerkies, jy lewe nie op hierdie aarde nie, en jy's nou op 'n superplek, en dit is heilig. En dan die heel eerste ding wat 'n Suid-Afrikaner in Suid-Afrika vir jou sal sê is, jy kan nie heilig leef nie, en dit is onmoontlik, en hierdie wat die Bybel hier sê is, eintlik maar net iets vir ons beskryf wat net nooit bestaan nie. Maar wat vir my snaaks is, hoekom skryf die Bybel daaroor? En hoekom sê Paulus dat ek dag en nag bid om julle aangesig te sien, om te voltooi wat in jou geloof ontbreek, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid? Hoekom sê hy vir ons, let nou op, daar's 3 bitter belangrike goed in die Bybel rondom die woord heilig. Die heel eerste is 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, God is heilig, hy roep ons, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Julle kan as julle wil, in Suid-Afrika. As julle dink so, kan julle. As julle dit wil hoop, kan julle. Nee, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle, dis 'n opdrag, dis 'n bevel, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. En ek sê altyd vir mense, ongeag wat jy glo oor heiligmaking, daar's een opdrag en dit is 'n verpligtende opdrag, jy moet heilig lewe. Kom ons vergeet eers wat dit beteken. Ons moet net eers vir onsself uitmaak, dis 'n opdrag van God. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. So moet jy tot bekering kom om in die hemel te kom, anders sal jy nooit in die hemel kom nie. Daai selfe moed, daai selfe opdrag is met betrekking tot heiligmaking.
Die tweede is, dit is die wil van God. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word, want dit is die wil van God, 1 Tessalonisense 4 vers 3, julle heilig maak. So dit is 'n opdrag, dit is die wil van God, in die vierde plek, hy roep ons tot so 'n lewe. Vers 7 het ek net met u behandel. Hy het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Wat sê 1 Petrus 1 vers 5? Maar soos 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, hy wat julle geroep het, hy roep ons om heilig te wees. Moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, sê vers 16 van 1 Petrus 1. Omdat daar geskrywe is, wees heilig waar ek is heilig. Waar staan dit geskrywe? Levitikus 11 vers 44. Wees heilig want ek is heilig. So baie mense sê, maar weet jy wat, dit is die Ou Testament. Nee, Petrus quoteer, wanneer hy in die Nuwe Testament hier kom skrywe, sê in 60 na Christus, of 58 na Christus, sê hy, weet julle wat, dis nie net vir Moses gewees toe hy van die berg afkom, en Levitikus 11 vers 44, nee, weet julle wat, dis vir ons nou, na die uitstorting met die Heilige Gees, in die Nuwe Testamentiese kerk, moet julle heilig wees, want ek is heilig. Hierdie is belangrik, dis 'n moed, so opdrag, dis die wil van God, dis roep, dis wat die Bybel sê. En dis hoekom ek gebid het, laat u wil geskied soos in die hemel ook op die aarde. Dis God se wil. Soms is het belangrik om in God se wil te wees. So dit is wat hy vir ons sê. Nou, kom ons kyk net 'n bietjie na die Bybelse begrippe van hierdie woord heiligmaking. Nou hier is 'n paar Engelse mense by ons, maar ek sien een of twee van hulle nie vanmôre in die kerk nie. So kan ek die Engels oorgaan. Wie is Engels vanmôre wat die Engels wil lees? Niemand nie. Dan gaan ons oor hom. Jammer Engelse, ek kan dit na die tyd kry. Nou sê ons, lees ons hierdie. Die Bybel gebruik die woord heiligheid. Sien nie daar? En die woord heiligmaking, heilig of heiligheid, heiligmaking, en dan gebruik hy die woord in 1 Tessalonisense 5 vers 23, volkome heiligmaking. So wat sê, lees ons hierso? Dit is 'n onderskeidbare, sê afsonderlik, maar onderling in ons geestelike groei aan mekaar verbind. Nou, hier kan dit nie so mooi hier sien nie. Maar daar is 'n donkerblou, daar is 'n bietjie ligter, daar is baie lig. Maar hierdie twee lyk nou baie naby mekaar. Dit is als blou. Maar dit is nie dieselfde blou nie. Heiligheid, heiligmaking en volkome heiligmaking is dieselfde blou, maar daar's 'n onderskeid. Met ander woorde, heiligheid, gaan ek nou vir julle verduidelik, is die oorkoepelende term vir die proses om meer soos Christus te word. Kan ons net daarby stil staan. So wanneer ons vir iemand sê, wees heilig, dan beteken ons, die gesindheid, die karakter van Jesus, moet in ons lewens realiseer. Nie 'n engel met vlerkies wat vlieg nie. En daar's 3 betekenisse van die woord heilig, wat van toepassing is op ons. Ons kan nooit heilig wees soos God nie, in die sin van, in sy soewereiniteit, in sy oppermag, in sy alwetendheid, in sy alomteenwoordigheid. Dis nie waarvan ons praat nie. Ons praat van die morele karakter, in die gees, in die siel, in die liggaam van die mens. Want God het ons na sy beeld geskape. Verstaan nie? So ons moet eers daai onderskeid maak. So wanneer ons lees, wees heilig, dan beteken dit, ons moet die eienskappe en die karaktertrekke van Jesus Christus in ons lewens, moet 'n werklikheid word. Nederigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, en so meer. Hierdie gesindhede van hom, moet in ons lewens realiseer.
Ons moet word soos wat Jesus is. Sy gesindheid moet in ons 'n werklikheid word. So heiligheid is daai oorkoepelende term vir die proses om meer soos Christus te word. Terwyl heiligmaking, dis mos nou 'n werkwoord, maak, heilig maak. Heiligmaking 'n spesifieke Bybelse woord is om heilig gemaak te word. Derdens, dit begin by bekering, want wat dan deur ons geestelike lewe voortduur. So volkome heiligmaking binne hierdie raamwerk verwys na die ervaring na bekering, 'n tweede werk van genade waar die gelowige aan die oorspronklike sonde van gereinig en bekragtig word vir diens. Kom, ons gaan net eers terug. Die begin by bekering. En ek gaan dit nou verduidelik op die kaart. So wanneer ek tot bekering kom woon die Heilige Gees in my. Luister nou mooi wat gebeur. Die Heilige Gees kom woon in jou. Wat se gees kom woon in jou? Heilige Gees. Wat dink u sal die Heilige Gees wat in my woon, wat wil hy met my maak? Hy wil my maak soos wat hy is, heilig. Sien, dit sonnaarskoolkinders kan dit verstaan, maar kan nie verstaan dat ons groot mense dit nie kan verstaan nie. So as die Heilige Gees in my kom woon, dan wil hy my maak soos wat die Heilige Gees is, en die Heilige Gees is die innerlike wese van God self. En die innerlike wese van God self wil my maak soos wat hy is. In 2 Petrus 1 vers 4 sê, dat wanneer jy tot bekering gekom het, jy die goddelike natuur deelagtig geword. Die Gees van God kom woon in jou. Dis wat jou anders maak. Daarom sê Paulus, daarom as iemand in Christus is, hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan. Hy sê, kyk, alles het nuut geword. Jy word 'n nuwe mens in Christus. Daarom vandag se bekerings waar mense alles doen wat hulle gedoen het nadat hulle tot bekering gekom het, is vals bekerings. Dit beteken niks nie. Dis nie bekering daai nie. Dis 'n gebedjie opsie ons gewete stil. En net ook vandag is dit om in te wees, weet jy wat, ek is in 'n lekker groot mega kerk en weet jy wat, dit gaan lekker. En ons prys en worship en is wonderlik, maar ons doen en ons leef presies soos ons voorheen geleef het. Dit is vals. En vir mense, ek sê altyd, eendag sê my ma vir my, weet jy nou, as jy preek by die kerk, daai kerk, as jy weg is, selfs hier by ons kerk sê my ma vir my, dan kom die preek aan, dan praat hy teenoorgestel wat jy gesê het. Ek sê, ma, weet maar wat. Daar's altyd mense wat op soek is na die eerlike en die opregte. Ek preek vir hulle. Want die Heilige Gees is getrou. As 'n jong seun, toe ek die Here ontmoet het op 16-jarige ouderdom tot bekering gekom het die Heilige Gees 'n diep innerlike begeerte in my geplaas om na meer te soek in die geestelike lewe. En jy weet, ongeag, daar was groot leiers, belangrike mense wat goed vir my gesê het. Maar baie keer hier binne dan sê iets vir my, weet jy wat, al sê hy dit. Ek ervaar dit nie so nie en ek sien dit nie in die Bybel nie. So ek kan nie hom toelaat dat hy my beïnvloed nie. En weet jy wat, die Heilige Gees is so getrou. Hy sal vir jou sê daar in jou hart, weet jy wat, hierdie is die waarheid, hierdie is die valse. Hy sal jou versigtig maak, hy gaan jou nie dwing nie, jy gaan hy besluit moet neem, maar hy gaan jou attent maak daarop, en jy gaan nou sien hoe dit werk. So, heiligheid, of wees heilig, is die oorkoepelende term wat vir ons sê, ons moet word soos Jesus, sy gesindheid kry. Heiligmaking is die proses hoe die Here ons gaan kry om daar te kom. Volkome heiligmaking is 'n begrip binne in hierdie blou, binne in hierdie oorkoepelende woord van heilig, waar die Here my bring, waar hy my hart skoon maak van dit wat 'n hindernis is, om my te verhoed, dat hierdie gesindheid van Christus in my lewe realiseer. En daarom, na jou bekering, is daar 'n tweede ondervinding. En die enige werk wat God vir jou doen, het 'n positiewe en 'n negatiewe.
As jy tot bekering kom, is die negatiewe, die Here vergewe jou sondes. Die positief is die Heilige Gees kom woon in jou. By jou tweede ondervinding na jou bekering, vervul die Here jou met die Heilige Gees, maar hy moet eers 'n negatiewe doen. Hy moet eers dit verwyder wat sondig selfgesentreerd is. En is maklik om die positiewe te beklemtoon en nie by die negatiewe deel te kom nie, want ons hou nie daarvan nie. So nou kom ons vanmôre by hierdie. Wanneer ons lees in die Bybel in 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, gees, siel, liggaam. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig as enige tweesnydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees. Siel en gees. Hier. En is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van ons hart. Die woord van God is lewend, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard, dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, liggaam, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van ons hart. So dis baie duidelik dat die Bybel vir ons sê daar is 'n gees, siel en 'n liggaam. So die gees is hierdie Griekse woord pneuma. Siel is daai deel wat ons siege het, wat ons eintlik psychology vandaan kry. Dis maar die Griekse woord, en dan het ons die Griekse woord vir liggaam, soma. Fisiese liggaam, dis wat jy en ek sien van mekaar. Een het ligte hare, een het donker hare, een het blou oë, een het bruin oë, een het groen oë, en so meer. Een is lank, een is kort, dis net die soma as die buite. Hierdie gees, luister nou baie mooi. Luister mooi, hier's 4, 5 belangrike punte wat ek nou vir jou gaan noem. Die gees van die mens is dit wat God bewus kan raak. Nou kom, voor ek daar gaan, ek het iets vergeet. Die gees, siel en liggaam. Die gees en die siel is 'n eenheid. Baie mense dink aan al die mooi woord hiervoor is trichotomie en dichotomie. Tri wat 3 is en die wat 2 is. So baie mense glo, ons is 3 aparte stukke. Liggaam, siel en gees. Ons is liggaam, maar ons is gees en siel. En hierdie 3 is onderskeibaar, die gees en die siel, maar hulle is nie afskeibaar nie. So die gees en die siel kan jy onderskei, maar hulle is nie afskei. Jy kan nie hierdie 2, die liggaam kan van hierdie 2 skei, gees en die siel. Maar hierdie 2 kan nie van mekaar skei nie. So wanneer ons doodgaan, dan skei hierdie liggaam van ons, hierdie soma, hierdie blou gedeelte, skei van hierdie swart en hierdie geel gedeelte, die gees en die siel. En ons begrawe die soma, maar hierdie deel bly voortbeleef. En hierdie deel kan nooit tot niet gemaak word nie. Hy gaan of in die hemel bestaan, of hy gaan in die hel bestaan. So die idee dat jy dink, as ek hier dood is ek so dood soos 'n donkie, maak jy 'n verskriklike groot fout. Aan die oomblik as jy jou asem gaan uitblaas, gaan jy die ontnigtering van jou lewe kry. So hierdie gees en hierdie siel is onderskeibaar. Ons kan verskille sien, maar ons kan hulle nie van mekaar skei nie. Ons kan die gees en die siel van die liggaam skei. Nou, gaan ons terug. Die gees van die mens is daai gedeelte wat God bewus kan word. Jy wat notas neem, skryf dit neer. God bewus kan word. En was jy al in 'n diens by 'n geleentheid, dan voel jy, weet jy, hier kan 'n speld, kan jy 'n speld oorval, en die teenwoordigheid van die Here is swaar, en hy rus op daai oomblik, en jy word van God bewus. Waar word jy van God bewus? Dis in jou gees. Nou, hoe werk hierdie gees, siel en liggaam? Dit werk so. In hierdie gebou, sien jy hierdie fisiese gebou.
U sien hierdie pilare, u sien die ligte, u sien die plafonne, u sien die stene, en u sien die pleister, en u sien die verf, u sien die gebou, u sien die vorm. Dis die liggaam, dis die soma. U sien hierdie liggaam, ons sien mekaar. Maar binne in hierdie gebou, hier waar ons nou sit, is daar lig, daar's lug en daar's hitte. Sien u lig? Suurstof, dis hoekom jy asemhaal. Ons is nog nie almal dood en lê op die grond nie. Want hier's lug, hier's suurstof hier. Maar sien nie die suurstof nie. Maar dis hier. Hoe weet ons is hier? Ons is al gemaklik asem. Maar as hier baie rook hier binne is, gaan hier nie meer suurstof wees nie, dan gaan ons uithardloop. Want ons gaan versmoor. So hier is lug hierso, hier is suurstof hier. Maar hier is lig ook hier, ons kan mekaar sien. So die gees en die siel is hier, maar die lig en die lug is heeltemal verskillend van mekaar. Ons kan hulle onderskei van mekaar. Maar hier is hitte ook hier, ons kan dit voel. Maar vat vir hitte vir my dan, vat jy hom hier so, dan weet jy vir my hier is hitte. Vat vir my die lig, dan weet jy vir my hier is lig. Maar ek weet hier is lig, want ons kan mekaar sien. Maar as dit donker is, kan ons mekaar nie sien nie. So die gees en die siel van die mens, ons kan hulle onderskei, maar ons kan hulle nie afskei van mekaar. So hierdie gees van die mens is dit wat God bewus raak. Die tweede is, dit is wat God kan ken. Baie mense dink hulle ken God met hulle verstand. Jy ken nie God met jou verstand nie. Jy leer oor hom met jou verstand. Maar jy ken God in jou gees. Dis 'n verskriklike groot verskil. Daar's baie mense wat weet in 1652 het Jan van Riebeeck voet aan wal gesit. Daar's baie mense wat weet in 1994 het ons 'n stem gehad en verander in Suid-Afrika. 'n nuwe politieke rigting inslaan. Jy weet dit. Hoe weet jy dit? Met jou verstand. Maar jy Jan van Riebeeck se hand geskit. Ek het hom persoonlik geken. Nee. Maar jy weet van hom. Jy weet hom van my verstand. Jy het hom nie persoonlik geken. So weet baie mense met hulle verstand van God. Maar hulle ken hom nie. Want jy kan God nie met jou verstand alleen ken nie. Jy ken hom in jou gees. Daarom het baie predikante toe ek 'n jong mannetjie was, gesê, laat jou geloof 9 duim afsak van jou brein, van jou verstand, na jou hart. Wat hulle eintlik bedoel het, na jou gees toe. En baie keer wanneer die Bybel praat van, my seun, my dogter, gee my jou hart, dan praat hy eintlik van, gee my jou gees, gee my jou siel, of gee my jou liggaam, baie keer afhangende van die konteks waarin dit staan, beteken dit, gees, siel en liggaam, ander keer beteken dit gees en siel, ander keer beteken dit liggaam. So wanneer jy die gees, siel en liggaam van die mens verstaan, sal soveel goed in die Bybel vir jou helder word, jy sal baie goed, heeltemal met 'n ander perspektief, sal jy daarna kan kyk, en jy sal dit verstaan. So dis die gees van die mens, dis hoekom daai pyltjie op is, wat God bewus kan raak. Dis met die gees wat jy God kan ken. Dit is met die gees wat jy God kan aanbid. Baie mense dink as ek my hand so maak, kan bid ek die Here. Jou hand is net 'n uiterlike teken van eintlik wat in jou gees aangaan. Jy aanbid die Here met jou gees. Dis my nader, dis nie so nie. Dit is so. Maar daar's 'n vroutjie, terwyl die disippels, hulle is honger en Jesus is honger, hulle was besig die hele dag, en hier so by die middaguur, sit hy by 'n put, by die put van Sigar in Johannes 4, en daar kom 'n vrou om water te skep, en 'n Jood het die eerste plek nie met Samaritane gemeng nie, en die tweede plek het 'n Joodse man nooit met 'n ander vrou gepraat nie, maar hierdie vroutjie kom, sy kom skep water, en Jesus begin 'n gesprek met haar, hy wil ook water hê. Hy sê vir haar, weet jy wat, die water wat ek jou sal gee, sal jy in ewigheid nooit dors kry nie. Dis ander water wat ek jou sal gee. Sê, Here, gee my van daai water. En toe begin sy 'n teologiese argument. Dis die eerste wat ons doen. Ons begin 'n teologiese argument.
Sê, weet jy wat? Julle Jode, julle sê, dat daar in Jerusalem moet ons aanbid, by die berg Sion. Dis hoekom die mense ons praat van Sioniste. Berg Sion, daar by Jerusalem. Maar ons vaders het gesê, hier by die put van Jakob, hier in Samaria, ons moet by hierdie berg aanbid. Sê jy vir my met eerbied Jesus, wat 'n plek moet ons aanbid? Daar by Jerusalem, by daai berg of hierdie berg? Toe antwoord Jesus haar, vrou, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wat ons God gaan aanbid, in gees en in waarheid. Die opgelet. Wat sê Jesus voor? Hoe aanbid jy God? Hy sê, vrou, daar kom 'n tyd en dit is nou, wat ons hom nie by 'n berg aanbid in Jerusalem, of ons hom by Samaria aanbid, daar waar Jakob gebid het en tot die Here geroep het, en die Here hom geantwoord het nie. Ons aanbid nie meer die berg nie, ons aanbid God in ons gees en in waarheid. So waar aanbid jy God in jou gees? Dis die deel wat God bewus raak, dis die deel wat God kan ken, dis die deel wat God kan aanbid. So as jy jou oë toemaak, en jy raak bewus van die Here, denk jy is hier in jou verstand, ja, dit gaan deur jou verstand, maar daar is iets binne in jou soos hitte, lug, waar God die mens geskaap het, na sy beeld, in 'n unieke wese, en vir elkeen 'n DNA gegee het. En ons het nou die dag maar uitgevind van 'n DNA. Weet jy hoeveel goed gaan ons nog eendag uitvind? Ons weet so klein, bietjie van klein af. Maar ons dink ons is God, ons weet al hierdie goed. Hy sê, as jy my aanbid, gaan jy my aanbid in gees en waarheid. Maar dis ook die deel hier uit jou gees is, wat God kan vertrou. Jy hoor feite met jou verstand, maar daai sprong van geloof, daai vertrou, is wanneer die Heilige Gees jou genade gee, in jou gees om te sê, vertrou my. Dis ook die deel wat God kan lief hê. Jy dink jy kan God met jou verstand lief hê. Jy kan nie God met jou verstand lief hê. Ek het al baie keer, dan maak ek dit toe, dan sê ek vir mense, goed, ons is hier by mekaar, sê ek, hoor julle wat, kom ons pak gou hierdie projek aan. En dan motiveer ek dit sterk. En dan spring hulle en dan sê hulle, ja. En as al 15, 20 wat sê, ek gaan dit doen. Dan sê ek, goed, volgende Saterdag, dan kry ons mekaar so 6 uur hier by die kerk. Dan begin ons dit. Dan kom die Saterdag hier. Dis dag 5 van die 50. Hoekom is dit so? Want hulle het met hulle verstand gesê en met hulle emosie. Maar toe die opoffering daar is, toe sit nie sy hart, sy gees wat daar is. Het jy nie al gewonder hoekom is dit so nie? Dis hoekom dit so is. Want 'n ding in jou verstand, in kennis, is een ding. 'n ding vanuit jou gees, wat Paulus sê, die liefde van Christus dwing my. Dis heeltemal 'n ander ding. En dit is waar jy hom lief het. Dis waar jy hom kan vertrou, vanuit jou gees uit. En dis jou gees, dis hoekom hierdie pyltjie is, wat jou God bewus maak. En nou wil ek vir jy groot waarheid sê, julle wat kinders het en kleinkinders het, luister nou mooi, die foute wat ons baie keer maak in die lewe is, ons dink ons kan ons kinders van hierdie liggaam af binne toe verander. Jy moet so maak, jy moet so aantrek, En ek is 'n voorstander van al daai goed, en jy moet dissipline hê, en jy moet so, dis wonderlike goed, jy moet dit hê in die lewe, jy moet sommer vir jou kind kleins afleer. Vir my kleinkinders as hy so is, dan sê ek vir Elies, maak sy hare reg, hy gaan nie so saam in die straat nie, maak sy hare reg, gaan kam sy hare, vees sy gesig af, was sy hande, hy loop nie so saam in die straat nie. Hoekom? As ek dit nie vir hom nou leer nie, sal die eendag as hy groot is so vuil in die straat te loop. Verstaan jy? Ek is die voorstander van alles dit.
Maar alles gaan hier. Maar daar kom 'n dag waar daai kind binne in hom sê, ek wil so wees. Ek wil, dis wie ek is, ek wil so wees. Dis iets anders. En daarom probeer ons mense van buite af binne toe verander. En hoe ouer ek geword het, ek agtergekom, weet jy wat Nardus? Vertrou die Here om mense van binne af buite toe te verander. En baie keer as ek mense beraad en vir hulle leiding gee, dan sê ek vir hulle, weet jy wat? Vertrou die Here om jou kind se hart te verander. As hy sy gees verander, as hy hom binne verander, dan gaan hy van self na buite toe verander. Hy moet ons hier verander. So dis die deel wat God bewus raak. Hierdie sielelewe, dis waar my persoonlikheid en wie julle my leer ken, ek is 'n introvert, daai is 'n ekstrovert, daai is dit, daai is vinnig, daai is stadig. Dis hier in my sielelewe. En hy is selfbewus. Dis hoekom as jy daar inkom in die kerk, dan maak jy so. Ek moet nou so loop, regop loop. Hoekom? Want jy is selfbewus. Jy is bewus, jy loop nou hier saam met tussen ander mense. Jy is baie selfbewus. Dis jou sielelewe wat selfbewus is. En dan is die liggaam wêreldbewus. Met ander woorde, wat die wêreld sê, beïnvloed my. Nou kinders van die Here, hulle gee nie om wat die wêreld sê nie. Hulle gee om wat God in hulle gees sê. En hulle lewe van binne na buite. En die wêreld en die mense wat die Here nie ken nie, lewe van buite na binne. So as die eerste mode kom, dan is hulle daar, want hulle is wêreldbewus. Hulle spring in die lyn. As die eerste nuwe gier weer op die TV kom, of die eerste groot rugby sportman, nou weer 'n nuwe ding doen, en hy maak 'n tatoeëer hier by sy oor, en dan wil almal nou weer 'n ding by die oor maak, né? Want ons is wêreldbewus. Want hulle gee vir ons die leiding. Ons gaan vra nie, Here, wat wil U hê moet ons doen nie? Kinders van die Here werk anders. Hulle sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Ek verander van binne af na buite toe. En ek is God bewus. Is dit God se wil vir my lewe? So ek aangaan, gaan ek vir julle vir 2 ure nou besig hou. So, hierdie deel is die deel wat geestelik is. Die geestelike deel hier binne. En dis waar die Here ons moet verander. Hierdie deel, hierdie geel deel, is die vleeslike deel. En hierdie deel, op jou kaart staan daar nou vleeslike, en hierdie is natuurlike. Is die menslike, ek het hom net 'n bietjie verander. Die menslike deel is menswees. Ons noem dit holiness and humanity, heiligheid en menslikheid. Dis menswees, dis hoe hierdie liggaam is, dis hoe hierdie liggaam funksioneer. Hy het begeertes, hy's honger, hy's dors, hy het verskillende begeertes. Hierdie liggaam moet jy in stand hou. Dit is menslik, dis om mens te wees. Dis hoe God ons geskaap het met hierdie fisiese liggaam. Maar dan het hy ons na sy beeld geskape in hierdie innerlike gedeelte, gees en siel. En dis alleen ons wat met hom gemeenskap kan hê. 'n Dier het dit nie. Staan nie, 'n dier het nie dit nie. En jy moet nie 'n dier 'n mens probeer maak nie. Jy moet lief wees vir die diere, maar moenie diere mense maak nie, want diere is nie mense nie. Ons is meer baie keer bekommerd oor die diere as oor mense. Staan nie. En ek is 'n voorstander, ek is baie lief vir diere. En as ergens iets swaar kry, sal ek hom help. Maar ek weet ook, 'n dier is 'n dier, hy werk op instink. Maar 'n mens het 'n gees en 'n siel. Hy gaan of hemel toe, of hy gaan hel toe. Dis heeltemal 'n ander waardesisteem tussen die twee. En ons deur mekaar wêreld wil hierdie waardesisteme verander. Ons wil diere mense maak en mense diere. En van ons mense leef soos diere. Waar? Hier. Ek
sit hom nou daar, maar hierdie wil in die gewete, net om jy te help, is eintlik hier in die gees van die mens. En dit is die wonder hoe God ons geskaap het. En dan gaan by die een stilstaan, dan gaan ons afsluit, ek sien is half. Die gewete van die mens. The conscience. 'n dier het nie 'n gewete nie. 'n dier werk op sy instink. 'n mens het 'n gewete. En die grootste probleem vir ateïste is, waar kom conscience vandaan? Sê vir my. Hoekom is iemand klein, hy het nou geen agtergrond, hulle sal vir ons sê, ons is wat ons is, deur environment, deur ons omgewing, en deur ons opbring, die manier hoe ons opgebring is in die lewe, en my ouers het my geleer, dis reg en verkeerd, en dis dit. Nee, daar's mense wat glad nie so groot word, en dan doen hy iets, daar ergens ver, en dis wat Romeine 1 en 2 vir ons sê, hy sê, die onsigbare dinge van God kan in die natuur gesien word, en jy doen iets daar, ek onthou as 'n kind het ek iets gedoen, en daar waar ek was, het ek ewe skielik besef, wat ek nou doen is verkeerd, ek het nooit my paal gehoor sê, dis reg of verkeerd nie. Wat is daai gewete? Daai gewete. Gewete is die stem van God in jou gees en jou siel. Dis die stem van God. Sy gees werk deur jou verstand, deur jou gewete na jou wil toe. Dis die manier hoe God werk. Hy werk deur jou verstand, jy moet hoor, want niemand kan na Christus toe kom as hy nie gehoor het nie. So ek hoor, dit gaan deur my verstand, en dan gaan dit na my gewete toe. En my gewete sê vir my, hierdie is reg, hierdie is verkeerd, en my gewete maak 'n indruk, 'n impak op my wil, en dan moet ek besluit reg of verkeerd, ek gaan of ek gaan nie. En daarom is daar geen mens sonder verskoning nie. Want God het ons almal met 'n gewete gemaak. En ons het almal 'n wil. En ons kan elkeen kies. Ons kan elkeen kies. En dis hoekom ons, luister nou mooi. Daar's baie mense wat sê, luister nou baie mooi, hoe ek dit vir u redeneer en argumenteer. Daar's baie mense wat sê, sekere mense, soos ek nou gesê, tree op soos diere. En hulle sê, hulle is diere. Maar jy kan nooit, het jy al gesien dat hulle dier na hof toe vat en hom dagvaar? Nooit, daar's nog nooit 'n dier in 'n hof nie. So hoekom dagvaar ons dan die mense wat hulle sê hulle is diere? En ons vat hulle hof toe. Weet jy hoekom doen jy dit? Want jy het 'n gewete en 'n wil, dis hoe God jou geskaap het. Dis net hier in jou gees. Kan jy jou gewete sien? Nee. Hy is soos lig en hitte. Kan jy hom vat? Nee, kan hom nie vat nie. Weet jy hy's daar? Jy weet hy's daar. Elke mens weet hy's daar. Want elke een wat voor hy iets gedoen het wat nie reg is nie, het 'n stemmetjie vir hom binne gesê, jy mag nie dit doen nie, jy moenie dit doen nie. En daarom is elke mens verantwoordbaar. Daarom kan jy elke mens verantwoordbaar hou, behalwe iemand wat gestrem is. Kan jy nie verantwoordbaar hou nie. Daarom kan ons mekaar verantwoordbaar hou. Is dit nie wonderlik hoe God ons geskaap het nie? En daarom het elke mens 'n kans. En die wonder van dit alles is die genade van God. Kom na ons toe en hy kom werk deur ons verstand, deur ons gewete, na ons wil toe. En hy stel jou in staat, hy gee vir jou begeerte, en hy sê vir jou, kom na my toe. Kom ons sluit hier af. Amen. Vader, die Bybel is vir ons so wonderlik. Dankie dat U ons geskaap het met 'n liggaam, wat nou al hierdie inligting deur ons gehoor, deur ons oë, deur ons sintuie kan inneem, na ons gewete toe, na ons wil toe,
sodat ons 'n besluit en 'n keuse kan maak om U te volg, U te dien of nie. Maar dankie vir hierdie genade. Ons noem dit trekkingsgenade. John Newton het daar gesê iets, amazing grace is onbegrypbare genade. Wat nog? Hier aan my hartse deur klop in my werk. Vir my sê, weet jy wat? Heiligmaking is my wil vir jou lewe. Kom nader aan my. Help ons in hierdie reaksie, Here. Maak dit vir ons duidelik, deur U Gees, wat in ons gees werk. Want ek, as 'n prediker, kom net hier by ons ore, maar U Gees neem dit deur na die gees van die mens toe. En ons dank U daarvoor. En mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die wonderlike werking van die Heilige Gees, wat in ons werk, en in jou werk, en in my werk, met elkeen van julle wees en bly, totdat Jesus kom. Amen.